Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Ons sal engele oordeel. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 3. Gedurende die 1000 jaar tussen die eerste en die tweede opstanding vind die oordeel van die goddelose plaas. In hierdie tyd regeer die regverdiges as konings en priesters vir God. Johannes sê in Openbaring, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Openbaring hoofstuk 20 vers 4 en 6. Dit is in hierdie tyd, soos deur Paulus voorspel, dat die heiliges die wêreld sal oordeel. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 2. In eenheid met Christus oordeel hulle die goddelose, vergelyk hulle hul dade met die wetboek, die Bybel, en beslis elke saak volgens die dade wat in die liggaam gedoen is. Dan word die deel wat die goddelose moet lei, volgens hul werke uitgemeet, en dit word teenoor hulle name in die boek van die dood aangeteken. Satan en bose engele word ook deur Christus en sy mense geoordeel. Paulus sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? En Judas verklaar dat die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag bewaar. Judas vers 6. Aan die einde van die 1000 jaar sal die tweede opstanding plaasvind. Dan sal die goddelose uit die dood opgewek word en voor God verskyn vir die voltrekking van die geskrywe oordeel. So sê die Openbaarder, nadat hy die opstanding van die regverdiges beskryf het. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Openbaring hoofstuk 20 vers 5. En Jesaja verklaar aangaande die goddelose, hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in 'n kuil en bewaar word in 'n kerker. Maar na baie dae sal daarop hulle ag gegee word. Jesaja hoofstuk 24 vers 22. Die straf vir die oortreding van die wet van God is eweredig aan die prys wat betaal is om die oortreders daarvan te verlos. Watter onuitspreeklike geluk word voorberei vir diegene wat deur Christus gered sal word? En watter dieptes van wee vir diegene wat sy groot verlossing verag en verwerp?